Julle vandag praat ons oor 'n hartseer saak waaroor niemand regtig werklik wil praat nie, maar waaroor 'n mens werklik ook moet praat, en dis lewensversekering. Roan de Villiers het met Anita gesels oor dit om voorsiening te maak vir jou lewenspolisse. Kom ons luister waaroor het hulle gepraat. Goeiemiddag julle in en omers. Ons kuier hierso by, nog steeds hier by hoofkantoor in Langebaan. Ons kom aan die einde van ons dag en ons het 'n baie interessante gas wat met ons kom gesels. Roan van Sanlam. Goeiemiddag Roan. Goeiemôre. Nou sê ek jou naam reg. Ja. Welkom hierso en dankie vir die tyd wat jy ons Baie dankie dat jy my genooi het. Jy het eintlik 'n baie belangrike portefeulje wat jy dek. Vertel 'n bietjie vir ons kykers daarvan, want ons lag altyd daaroor. Dis die eerste wat ons sny is, ons nie geld het nie. Vertel 'n bietjie vir ons kykers. Ja. Kyk, ons spot in die bedryf. Ek verkoop what is. Wat as is iets gebeur. Noem dit maar what if. En ek dink op die einde van die dag die selfvertroue of die vertroue dat as iets gebeur met jou, dat jy, as jy lewe, dat jy uitgesorteer is, en as jy nie lewe nie, dat jou mense uitgesorteer is. Want ek meen, as iemand iets oorkom, as jy as hoofbroodwinner van die huis iets oorkom, jy gaan dood in 'n karrongeluk. Dit is nie net die aakligste tyd van jou mense se lewe nie, maar aan die tweede kant sit hulle met finansiële probleme wat hulle nie voorsien het nie. En ek kry dit so ontsettend baie dat mense hulle deurdink nie die hele proses nie. En baie mense kom na my uit en sê hulle, ek het nie dit nodig nie, ek sit die geld in die bank. Ja. Maar op die einde van die dag, ek meen, sit jy R500 'n maand in die bank, oor 'n jaar is dit R6.000. Betaal jy R500 aan 'n lewensdekking, sê doodsdekking af, vir R1 miljoen se dekking. As jy dan doodgaan, hoe lank gaan jy moet spaar om R1 miljoen bymekaar te maak versus om dit te kry as jy doodgaan? So mense dink jy altyd so daaraan nie. En dan natuurlik is daar soveel fasette daarvan. Ek meen, die ouens wat geld wil belê, jou aftreebeplanning, jou ongeskiktheid. As jy in 'n karongeluk is en jy is ongeskik om te werk, jy kan nie werk nie, wat maak jy dan? Gevreesde siekte. Gevreesde siekte is 'n groot ding. Ek meen, mense besef nie, maar een van die grootste gevreesde siektes wat ons nou kry is kanker. Ja. Borskanker, testikulaire bladderkanker, ek meen, jy noem dit is daar. Ja. Jy weet, en ek het nou die dag, actually in die verlede week het ek gesien waar Sanlam hulle wys hoeveel hulle uitbetaal. 6,5 biljoen rand uit aan ons noem dit living benefits, lewende voordele. Wat hulle betaal aan kliënte wat byvoorbeeld gevreesde siekte het, ongeskikt is. Al hierdie tas van goed. So ja, dit is 'n groot verantwoordelikheid, maar ek moet ook by sê in dieselfde asem, dit is 'n baie vervullende werk. Ja. As jy 'n kliënt kan help en jy weet dat hulle toekoms vandag vorentoe is uitgesit, punt vir punt. En jy weet jy het 'n verandering gemaak in iemand se lewe, dit is baie lekker. Doen jy ook boedelbereddering? Ons doen nie regtig die boedelbereddering nie. Ek meen, daar is afdelings wat dit doen. Maar ek doen testamente vir mense. En dis uit die aard van die saak ook 'n belangrike punt. Baie, né? Dink toe ek begin het, was daar 'n getal genoem van 6% van mense in Suid-Afrika se testamente is gedoen. Net 6%. Net 6% is gedoen. Ons het nou daaroor gespot van die geld wat, maar op die einde van die dag, ek gebruik sommer 'n simpel voorbeeld. 'n Man en sy vrou skei. Al sy goed is bemaak aan sy vrou. 'n Man skei uit 'n skelmpie waarmee hy wegloop en hulle trou en 5 jaar later gaan die man dood. Wie kry die geld? Die ex-vrou. Want hy het nie sy testament reggemaak nie. En dit was op die einde van die dag sy laaste wense. So is nie veel wat jy kan doen dan. Dan is dit hof toe en dis 'n bekleierery en dan raak dit ontsettend onsmaaklik.
En jy sê jy as verteenwoordiger van Sanlam het redelik genoeg kennis om ons kykers aan te dui in watter rigting hulle moet gaan, wat moet gedoen word, hoe moet dit gedoen word en dit wat jy nie doen nie, is in Sanlam definitief iemand wat hulle kan help. So ek werk vir direk vir Sanlam, maar ek behoort ook aan 'n Blou Ster. Ons Blou Ster is Incas Blue Star. En wat ons doen is ons bied die kliënte meer omsigtige pakket wat alles dek, van korttermyn na medies, reisversekering, langtermyn, beleggings, aftreebeplanning, testamente. En ek en my kollega Morney Sanders van Incas Blue Star, ons doen al hierdie as 'n pakket. Ja. Die lekkerde van 'n Blou Ster is jy kan dit eintlik sien as 'n besigheid in Sanlam waar hulle vir ons staf of help. Hulle staan pa vir alles wat ons doen. Ons kry nog steeds ons salarisse en goederes van Sanlam af, maar ons kan uit daai Blou Ster uit kan ons 'n meer holistiese benadering doen en in 'n pakket vir 'n kliënt opstel. Ek persoonlik doen byvoorbeeld nie korttermyn nie, maar Morney se vrou doen byvoorbeeld korttermyn. Ja. So as jy nou na my toe kom en jy wil gou kyk na jou testament, jou aftreebeplanning en jou korttermyn, dan kan ons dit vir jou bied. Ja. Jy weet so op 'n vandag 'n one-stop shop. As jy dit nou eintlik so bestel. Ja. Want dit is lekker veral as dit kom by jou langtermynbeplanning om al jou goed by een plek te hê, een persoon. Ja, want 'n mens bou verhouding. En dit is wat ons doen. Ja. Ek vir my is dit vir ons beide eintlik. Sanlam sê dit ook. Ons doen verhoudings. Ons doen nie produkte nie. Dit wat ek vir jou bied om 'n leemte van jou wat ons identifiseer op te vul is op 'n vandag net 'n voordeel. Ja. Maar dit gaan oor die langtermyn verhouding. En baie keer wat ons ook sien is as 'n adviseur en 'n kliënt 'n lang pad loop, kom die kinders outomaties agterna. Want jy saam met pa, en dis wat jy met pa in die kinders raak kliënte en wat ook dan gebeur is ons raak saam oud. Ja. So as jy kom aftree, dan doen ek daai gedeelte ook vir jou. Ja. En dit is wat 'n goeie adviseur maak. Ek wil dit net gou duidelik maak, 'n adviseur en 'n makelaar is twee verskillende goed. Ja. 'n Finansiële adviseur is iemand wat net vir Sanlam werk of net vir 'n ou mutual of so. Waar makelaars verskillende produkte het wat hulle kan bied aan die kliënt. So ons bou gewoonlik iets rondom die kliënt se versoek of wat hy dan gaan benodig en ek het net een maatskappy waarvoor ek antwoord gee op vandag. So jy bou rondom die behoeftes van die kliënt. Korrek, ja. Nou ja, julle ons hou nie altyd daarvan om oor hierdie ernstige goed te praat nie, maar dit is baie belangrik. Wanneer iemand afsterwe en 'n mens word wakker en jy besef daar's nie 'n testament in plek nie, is daar probleme. As daar nie voldoende voorsiening gemaak word nie vir die familie, is daar probleme. Ja. So dit is waar ons regtig adviseurs en makelaars brood nodig het. As jy voel jy het iemand nodig en as jy ook voel jy het nie iemand nodig nie, maar net wil inligting hê, skakel vir Roan. Hy sal vir jou op die regte pad sit. Hy sal saam met jou deur jou goed gaan. Kyk of daar voldoende dekking is en wat jy nodig het, wat jy nie reg het nie, want dit gebeur ook baie keer, nou laat mense op verkeerde goeders. Dit is die ding, jy weet, ons moet ten minste jaarliks by 'n kliënt uitkom. Ja. Kliënte se hoe hulle lewe loop verander met tyd. Ja. Jy kan jou werk verloor, jy kan 'n verhoging kry, jy kan 'n kind kry en dan teen jou testament geopdateer. So ons maak seker om ten minste een keer 'n jaar by 'n kliënt uit te kom. Hang af hoe groot die portefeulje is. Ek is persoonlik veral groot beleggingskliënte hardop ek elke 3 maande sien ek hulle. Net om ook visueel daar te wees vir die kliënt. En as hy sien ek is besig met sy belange, dan gaan hy ook meer gerus voel. Natuurlijk. En dit is deel van daai verhouding bou op 'n vandag. Nou ja, daar het julle dit en dit is net in 'n neutedop saamgevat. Roan, baie dankie dat jy vandag tyd aan ons afgestaan het en 'n bietjie met ons kykers gesels het en net vir hulle ook weer in perspektief geplaas het. Hierdie goed is belangrik. Ja. Baie dankie. Nou ja. Mooi loop julle.